Kookwatergebede, Jakobus 5 vers 16 tot 20. Gebed is seker ou nuus vir die meeste van ons. Niemand kan jou iets daarvan leer nie. Ons het oor die jare seker al duisende gebede gebid vir onsself en vir ander. En dis nou een onderwerp waarmee ons redelik bekend is as gelowiges. Maar wanneer ons oor gebed praat, het ons te doen met twee gevare. Aan die een kant kan ons gebed so ingewikkeld en moeilik maak dat net superchristene effektiewe antwoorde kan verwag, terwyl die res van ons maar voortploeter met ons sukkelgebede terwille van oorlewing. Partykeer hoor ons stories van godvreesende manne en vroue wat ure op hulle knieë spandeer het voor God, maar het ontmoedig ons net, want ons lewens is besig, en die kinders maak ons moeg en ons werk is uitputtend en die lewe voel soos 'n las. Dus al het Martin Luther 2 ure elke oggend gebid, was dit lank gelede, en hy is nou al dood vir omtrent 500 jaar. Dit is maklik om geïntimideerd te voel deur sulke gebedsvoorbeelde. Of ons kan na die ander ekstreem swaai en gebed sien as iets ligteliks, amper soos om 'n teks vir 'n vriend te stuur. Ek kry vir jou vir die fliek vir popcorn vanaand. Dit het die voordele dat dit jou motiveer om te bid, maar jy kan opeindig met 'n liggewig siening van gebed. In plaas daarvan om in God se teenwoordigheid in te kom en met jou hemelse Vader te praat, voel dit eerder vir jou of jy 'n vriend skrams inlig oor wat in jou lewe gebeur, terwyl hy besig is om sy Instagram foto's na te gaan terwyl jy met hom praat. Gebed het vir party van ons soos 'n inkopieslysie geword. Gee my dit, gee my dat. Pray only for peace, love, strength and forgiveness. Never ever spam the Lord, sê hierdie prediker. Party van ons voel dat jy nie veel van gebed kan verwag nie en eerder self moet inspring om iets te doen. Moenie net daar staan nie, doen iets, is die mantra waarmee baie van ons groot geword het. Ledigheid is die duiwelse oorkussing. Ons sou dalk beter daarin afgewees het as ons gedink het aan gebed as 'n gawe van God, wat ons in staat stel om gekonnekteerd te bly met die God van die heelal. As ons hierdie gawe gebruik, sal ons al dieper groei in ons kennis van God en ervaring met God. Ons hemelse Vader wil hê dat ons moet bid. Hy moedig ons aan om te bid en hy nooi ons uit om met hom te praat. Met dit in gedagte, kom ons kyk vandag na die laaste verse van Jakobus en sien of dit ons iets omtrent die krag van gebed kan leer. Ons vind in hierdie gedeelte 'n patroon, 'n belofte en 'n bewys. Jakobus 5 vers 16. Erken dit openlik as julle dinge gedoen het wat God nie wou gehad het nie. Bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Bely dan julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Ons hoor nie baie preke oor hierdie vers nie. Ons dink nie baie daaroor nie, want ons weet nie lekker wat om te doen daarmee nie. Dit is so asof dit nie lekker inpas by hoe ons dinge gewoonlik doen in die lewe nie. Op een vlak is dit nie moeilik om te verstaan nie. In hierdie vers gee Jakobus vir ons 'n patroon met 3 dele. Eerstens bely ons sonde teenoor mekaar, dan bid ons vir mekaar, dan word ons genees. As ons werklik eerlik moet wees, is dit daardie eerste gedeelte wat ons potjie. Belydenis van sonde is nooit maklik nie, selfs al weet ons dis goed vir die siel. Dit is vir ons bitter moeilik om te erken dat daar iets in ons lewens is wat onaanvaarbaar vir God is. En ons wil dit beslis nie deel met iemand anders nie. Nou net lyk ons sleg, of dink hulle minder van ons, of nog erger, verwerp vir ons. Spreuke 28 sê, wie sy oortredings toesmeer sal nooit gelukkig wees nie. Wie sy sonde bely en nooit weer slegte dinge wil doen nie, sal die Here se liefde ervaar. Ander vertaling sê, wie sy sonde wegsteek met niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Ons weet ons moet ons sondes bely. Ons weet dit is goed vir ons, maar dit voel na iets soos 'n dilemma. Iets wat hoort in die katholieke bieghokkie. Ons weet selfs wat om te doen, maar ons probeer steeds onsself regverdig of uitwikkel uit hierdie opdrag. Ander mense kan hulle sondes bely, maar ek het dit nie nodig nie, ek is mos okay. En dis die enigste plek in die Nuwe Testament waar ons vertel word om ons sondes teenoor mekaar te bely.
As ons mooi daaroor dink, kan ons nie die konteks miskyk waaruit dit kom nie. Dit leer vir ons hoe om vir die siekes te bid. In die hele gedeelte beklemtoon die gemeenskaplike groepskultuur van die Christelike lewe. Wat met jou gebeur, raak ook vir my. En wat met my gebeur, het ook 'n invloed op jou. Ons het mekaar meer nodig as wat ons weet, en ons het mekaar veral nodig wanneer ons siek is. Die vorige vers van Jakobus 5 vers 15 eindig met die frase: as hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Dit suggereer 'n interaksie tussen die fisiese en die geestelike. Partykeer word ons fisiese liggame siek omdat ons siele siek is met onbelyde sondes. Ons kan nie fisies beter raak totdat ons geestelik uitgesorteer raak nie. Hoekom maak dit saak? Want sonde isoleer ons. 'n Belydenis bring ons by mekaar. Sonde verwoes eenheid, terwyl belydenis daardie breuk herstel. Sonde maak ons siek, maar belydenis bring genesing. Hoekom is ons dan so huiwerig om ons sondes te bely? Ek kan dink aan baie redes. Dit voel dalk te naby aan ons bas. Dis 'n vernederende ding. Ons voel skaam, ons voel bang en ons trots weerhou ons daarvan om die waarheid in die oë te kyk en hardop te bely. Het Jakobus hierso gedink aan private belydenis of openbare belydenis? Die antwoord is ja, afhangende van omstandighede. Die meeste kere sal ons belydenis doen teenoor 'n ander persoon teenoor wie ons gesondig het, of teenoor iemand vir wie ons te nagekom het. Partykeer sal ons in die publiek bely, as dit 'n publieke sonde was. Jakobus verwag nie van ons om iemand anders se sonde te bely nie, veral nie op die kindernetwerke van die lewe nie. Ek kan ook niemand anders forceer om sy sonde te bely nie. Het herinner my aan 'n sendinguitreiking wat ons in Engeland gehou het. Eendag kom ons af op 'n uur met die naam van Pador. Hy was 'n wilde, woeste man wat ook 'n IRA-terroris was. Maar die Here werk in sy hart en hy kom sowaar tot bekering. As 'n rowwe diamant wou hy omring wees deur Christene. Dus het hy by die span aangesluit. Saam met ons geëet, geleef, geslaap en uitreiking gedoen. Sy maniere was effens onkonvensioneel en hy het graag gestamp aan mense wat hy nie van hou nie, sommer so dat jy daar trek. Ook as hy van jou hou, gee hy gereeld vir jou 'n oorveeg. Toe ons hom saamvat op straat om die evangelie aan mense te bring, het hy gedoen soos hy altyd gedoen het, met iemand voor die bors gegryp en hom probeer dwing om tot bekering te kom. En party ouens was so benoud dat hulle net daar op die plek tot bekering gekom het, of om van hom ontslae te raak. Jy het nie nee gesê vir Pador nie, en as iemand nie wou reageer nie, het hy hom met sy vuiste oortuig dat dit 'n goeie idee was om eerder 'n Christen te word. Daar's 'n spreekwoord wat sê, a man convinced against his will is of the same opinion still. Ons kan nie iemand dwing om sy sonde te bely nie, al probeer ons ons bes. Jakobus wou hê dat ons moet dink aan die persoon wat ons in die spieël sien, nie die buurman of buurvrou langs aan nie. As jy getroud is, hou jy nie rekord van al die verkeerde dinge wat jou man of vrou doen nie. En watter voordele sou dit vir jou inhou? Hou eerder 'n rekord van jou eie tekortkominge en wees dan vinnig om dit te bely teenoor die een wat jy liefhet. Veronderstel iemand sê, ja, ek het gesondig, maar hy het eers teen my gesondig. Wel, dit kan waar wees. En dis min dat die fout 100% net aan die een kant lê. Wat doen jy as die ander persoon weier om hulle aandeel te erken? Weier om hulle eie sonde te bely? Wat gebeur as ons skuldbelydenis sou ignoreer? Ons lewe in skuld en skuldgevoelens. Ons lewe dan in isolasie en vermy ander mense. Dis soos 'n koors wat ons hele liggaam infekteer. Ons vreugde begin minder raak, ons woede raak al meer, ons is vies vir onsself, totdat ons onsself haat en verwens. Ons vriendskappe kom een na die ander tot 'n einde, terwyl vertroue al minder word. Ons bely ons sondes teenoor mekaar, sodat ons saam kan bid. Belydenis maak die pad oop vir gebed om plaas te vind. Andersins is daar 'n struikelblok in die pad van gebed. Jakobus teken vir ons kerk as 'n gemeenskap van gelowiges wat naby genoeg aan mekaar is om eerlik en openlik met mekaar te wees. As dit gebeur, vind ware genesing plaas.
Die duiwel sal natuurlik met jou veg met elke tree van jou belydenis. Belydenis doen hom nie goed nie. Dis nie net welis wat hy teen ons gebruik nie, maar ook dinge soos skande, skaamte en skuldgevoelens oor wat jy gedoen het. Daardie gedagte wat gedurig deur jou kop maal. Sê nou maar ander weet van wat ek gedoen het, of gedink het. Sê nou maar ek word uitgevang. So wil die duiwel hê dat jy moet leef in die skaduwryk van vrees, bekommer dat iemand die waarheid omtrent jou sal uitvind. En dalk is jy desperaat vir 'n uitkoms, 'n manier om daaruit te kom, nie jou skuld te bely nie. Ons sal egter nie beter word as hy ons kies om alles te doen wat nodig is om rein voor die Here te staan nie. Jy kan nie skone hande hê tensy jy besluit om die vuil af te was nie. Die duiwel haat dit as Christene hulle sondes bely en sal alles in die stryd werp om jou te keer om dit te doen. Hy weet jy sal gesond word as jy dit doen. En dit wil hy nie hê nie. Hou daarvan dat jy eerder mank deur die lewe gaan, vol pyn en vrees, platgedruk deur skaamte met skande wat soos 'n wolk om jou hang. Hy wil nie hê jy moet rein word en genees word nie. Een Christen raadgewer het gereeld gesê, jy is net so siek soos jou geheime. As jy baie geheime het, sal jy baie siek wees. Hy is waarskynlik reg. Die geheim is om daardie geheime te keer, om op te hoop. Dit kan gebeur deur belydenis wat lei tot gebed, wat lei tot genesing. Wanneer ons sondig, staan alles in ons op, deur uit te roep, bedek dit, sit die ligte af, begrawe die bewyse, vernietig die opname, maak 'n alibi op, verlaat die misdaadtoneel, hardloop, kom weg daar. In Johannes 4 word die storie vertel van Jesus wat 'n Samaritaanse vrou ontmoet het by Jakob se put. Hy het haar aandag gevang met 'n belofte van lewende water, wat haar diep dors in haar siel sal bevredig. Toe sy vra vir daardie lewende water, antwoord Jesus, gaan roep jou man, en kom dan terug hierheen. Op een vlak lyk dit of Jesus baie onsensitief was. Hoekom was dit nou nodig om haar verlede op te haal? Het Jesus dan probeer om haar in die skanne te steek? Die antwoord is nee. Maar met sy opdrag dat sy haar man moet roep, het dit haar baie ongemaklik gemaak. Sy wou nie in enige details ingaan nie, en het bloot geantwoord, ek het nie 'n man nie. Dit was waar, maar dit was nie die hele storie nie. Sy weet sy het die waarheid weggesteek, maar wat sy nie geweet het nie, was dat Jesus ook geweet het, dat sy net 'n halwe waarheid vertel. Hierdie vrou het 5 mans gehad, en die een wat sy nou mee saamleef, is nie haar man nie. Het Jesus hierdie vrou lief gehad? Ja, hy het. Hy het die waarheid omtrent haar geken, en haar sowaar nog steeds die ewige lewe aangebied. Dis die wonder van God se genade. Net iemand wat jou liefhet, kan verby jou verlede kyk sonder om te blik of te bloos. Ware liefde beteken om die waarheid omtrent iemand anders te ken en nog steeds aan te gaan om uit te reik na hulle. Moenie die vreemde gevolge van hierdie verhaal miskyk nie. Baie van die Samaritane in daardie dorp het in Jesus begin glo weens die vrou se getuienis. Jesus het alles van haar geweet en haar dit vertel. En toe die vrou se geheime eers op die lappe was in die openbaar, is sy vrygemaak en het haar lewing in daardie dorp uitgebreek. Wat 'n seën is dit om niks te hê om weg te steek nie. As jy gereed is om van jou geheime ontslae te raak, kan jy vrygemaak word. Jakobus 5 vers 16 se tweede gedeelte. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Die gebed van 'n regverdige is baie kragtig in sy uitwerking. God luister graag na mense wie se saak met hom reg is. Die woord kragtige uitwerking kom van 'n Griekse woord wat beteken energiek of kook. Die kookwatergebede van 'n regverdige het groot krag met God. So wat is 'n kookwatergebed? Dit het niks te doen met jou gebedshouding, of jy staan of sit of kniel of op die grond lê nie. Dit het niks te doen met die volume van jou stem, of jy eintlik fluister nie. Dit het niks te doen met hoe hard of hoe lank jy bid, en of jou oë oop of toe is nie. Wanneer jou dogter ingestoot word na die teater vir 'n noodoperasie, sal jy ontdek wat 'n kookwatergebed is. Wanneer jou kinders in die moeilikheid is, dan bid jy kookwatergebede. Wanneer enigiets 'n lewe of doodsituasie vir jou word, dan bid jy 'n ernstige, gefokuste, koekende gebed. Dit maak nie saak hoe lank of kort jy bid nie.
Iemand vertel een keer van 'n karongeluk waarin sy vrou sleg beseer is. Toe uiteindelik op die toneel van die ongeluk opdaag, was sy vrou bewusteloos en haar lewe het in 'n draadjie gehang. Terwyl hy agter in die ambulans saam met haar hospitaal toe ry, het hy sy arms oor haar uitgestrek in gebed. Al wat hy op daardie oomblik kon bid was: O God, o Jesus, o God, o Jesus. Toe voeg hy by: dit het vir my gevoel of dit die eerste keer in my lewe was wat ek werklik gebid het. 'n ander man vertel van die nag toe sy eerste kind gebore is. Die baba moes al gebore gewees het en steeds het die baba nie gekom nie. Daardie nag was daar verskeie komplikasies. Gedurende die lang ure van die wag het die dokter hom meegedeel dat hulle 'n keisersnee sal moet doen. Iewers in die nagtelike ure het die dokter ingekom en hom vertel dat die baba se hartklop ongereeld was, asof die baba in stres is. Hy het hulle op die monitor gewys hoe die baba se hartklop op en af gaan. Ons kyk daarna, maar dit lyk nie goed nie, het die dokter gesê. 2 of 3 ure het verbygegaan en teen 5 uur die oggend het hy ingekom en baie bekommerd gelyk. Hy het net een sin gepraat: ons gaan nou die baba uithaal. Dit was nie 'n vraag nie. Hy het nie vir hulle om toestemming kon vra nie, dit was tyd. Skielik het die kamer ontplof met aktiwiteite. Die verpleegsters het ingekom en trollies ingestoot en sy vrou gegryp en binne sekondes was die kamer leeg terwyl hulle haar teater toe stoot. Dit het alles so vinnig gebeur dat hy nie eens kans gehad het om sy vrou Kubai te soen nie. Hy het nie eens tyd gehad om met haar te bid nie. Die laaste ding wat hy gesien het, was sy vrou se bevreesde gesig terwyl hulle haar weggestoot het na die teater. Hy het alleen in die kamer agtergebly. Hy het probeer bid, maar hy kon nie. Al wat hy kon sê is: O God, wees haar genadig. O Jesus, wees haar genadig. Na wat soos ure gevoel het, alhoewel het net 20 minute later was, het die dokter ingekom en gesê: jy het 'n seun, hy is gesond, hy gaan oukei wees. Jou vrou doen ook goed en gaan ook oukei wees. En daardie dag het dit vir hom gevoel soos die eerste keer wat hy werklik gebid het. Jakobus 5 vers 17. Elia is 'n goeie voorbeeld hier daarvan. Hy was maar 'n mens net soos ons. Hy het God egter mooi en ernstig gevra dat dit nie moet reën nie. En 3,5 jaar lank het die reën toe heeltemal weggebly. Toe bid hy weer en toe begin dit reën. Dit het soveel gereën dat alles weer grasgroen en pragtig was. Elia was 'n mens soos ons en hy het vurig gebid dat dit nie moet reën nie. En dit het 3 jaar en 6 maande lank nie op die aarde gereën nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug opgelewer. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie. En in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. Jakobus voeg 'n fascinerende feit by omtrent Elia, toe hy hom noem 'n man net soos ons. Die King James Version sê, hy was 'n man met like passions. Hy was net soos ek en jy. En lees die storie gerus en sien vir jouself. Elia het ook maar sy ops en afs gehad. Hy was ook maar 'n bietjie rof om die hoeke soos ons. En nie so gepoleer en verfynd nie. Jy sou nie Elia oornooi om die Curriebeeker eindstryd saam met jou te kyk nie, want jy het nooit geweet wanneer hy sou ontplof nie. Hy was daardie onvoorspelbare tipe mens, iemand wat selfs kraaie gelok het. As hy 'n boodskap van God gekry het, het hy dadelik tot aksie oorgegaan. Jy sou hom nie kon uitpraat uit sy besluit uit nie. Hy was ver van perfek af. Hy het humeur gehad en hy kon ook by tye depressief raak en ontmoedig voel. Jakobus gebruik juis hom as voorbeeld vir ons om te volg, want ten spyte van sy menslike swakhede, was hy ook 'n man van gebed, wat gewandel het met God, toe boosheid sy generasie geïnfiltreer het. Al was hy nie 'n perfekte ou nie, was hy ook 'n man van gebed met enorme geloof in sy God. En dis hoekom hy in die Bybel is. Dit is maklik om met Jakobus te argumenteer as jy dink aan alles wat Elia gedoen het. Hy was 'n man van ekstreme dinge. Hy het nie die gerieflike middelroete gekies nie. Toe Elia op sy beste was, het hy vuur uit die hemel afgeroep om sy offer aan die brand te steek. Daar het hy 850 Baal en Asherah profete vermoor.
Toe Elia op sy slegste was, het hy deur die woestyn geloop en weggekruip in 'n grot op die berg Horeb. Hy het niks net halfpad gedoen nie. Sy lewe was heeltyd aan die grens, met sy een voet aan die een kant en sy ander voet aan die ander kant. Dan dink ons ook aan Elia wat op 'n dooie kind gaan lê het en gebid het dat God hom lewendig moet maak. Die meeste van ons kan onsself nie indink dat ons so iets sou gedoen het nie. Maar ons is nie Elia nie. Elia was nie een of ander supermens wat in 'n kategorie was ver verhewe bo die res van ons tydelike mense nie. Hy het al die emosies van die lewe ervaar net soos ons. Vreugde, hartseer, oorwinning, verliese, frustrasie, jubeling, bemoediging, depressie, ontmoediging, woede, vergifnis, wanhoop en verligting. Ons kyk met 'n tweeledige gevaar in die oë as ons sy lewe sou bestudeer. Aan die een kant is ons geneig om hom te behandel asof hy verhewe was bo die normale versoekings van die lewe. Ons is geneig om hom op 'n troontjie te sit. Dit sou maklik wees om hom daarby een of ander godsdienstige Mount Rushmore te sien, deur sy kop daar teen die wande uit te kap, deur te sê, daar was nog nooit 'n man soos hy gewees voor of na hom nie. Of ons kan fokus op 'n groot man se mislukkings, sy foute, sy swakplekke, deur elkeen van sy sondes op te hamer en elke dom fout van hom uit te grawe, sodat hy nie so groot en wonderlik lyk op die ou end nie. Ons kan hom aftrek in die modder en gemors van die alledaagse lewe, totdat sy grootsheid sou verdwyn onder die vlekke van sy kwesbaarheid. Al die helde van die Bybel het hulle swakplekke gehad, en Elia was nie 'n uitsondering nie. Dit is een van die redes hoekom ons met hom kan identifiseer. God het hom gebruik, ten spyte van sy swakhede. Na sy grootste oorwinning het Elia weggehardloop. God het na hom toe gegaan en hom gevind en hom weer tot sy sinne gebring. Toe het God hom weer gebruik. En dis 'n goeie storie, want dis ook ons storie. Ons almal het al weggehardloop as ons onder druk is. Ons het opgegee, ons het die handdoek ingegooi, ons het opgehou hardloop in die resies, ons het ingegee toe dinge te warm word vir ons. Niemand is heeltyd sterk nie. Ons almal is maar gemaak van dieselfde klei. Elia se storie is ook ons storie, want Elia se God is ook ons God. En net soos hy na Elia toe gekom het, kom hy agter jou en my aan, keer op keer. Hy weet nie wanneer om tou op te gooi en iemand anders te kies nie. Hy aanvaar nie jou bedankingsbriefie nie. Hy vind ons, hy roep ons, hy verfyn ons, hy bestraf ons, hy bemoedig ons en rus ons toe met wat ons nodig het. Dan steek hy ons weer in die werk, deur ons weer deel te maak van sy groot opdrag. So het Jesus ook sy disippels uitgestuur om lig en sout in die wêreld te gaan wees. Dis ook hoekom jy hier in Emirate is. Jakobus wil hê ons moet onthou dat hierdie nie perfekte man van God gebid het en die reën het opgehou val. Dit het nie in Israel gereën vir 3,5 jaar nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het oopgegaan en die reën uit die hemel gestroom en die droogte tot 'n einde gebring. As God sou luister na Elia se gebede, sal hy sekerlik luister na ons en ook. 'n Vrou vertel hoe sy deur 'n desperate geveg met kanker gegaan het. Sy het gewonder hoe sy daaroor moet bid. Iemand het vir haar raad gegee. As jy 'n wonderwerk nodig het, vra vir een. Daar is geen ekstra kostes betrokke vir groot versoeke nie. Dis heel Bybels. Partykeer vra ons nie groot dinge nie, want ons dink hulle is te groot vir ons om te vra. Dan net misluk ons en gebeur niks. Maar deur so te dink, wys maar net dat jou teologie rondom jouself wentel. As jy bid, dan kom jy na die God van die heelal wat alles gemaak het en in stand hou. Hoekom sal jy hom dan nou nie vra wat jy nodig het nie? Daar is geen ekstra kostes of voorwaardes vir groot gebedsversoeke nie. Niks wat ons van hom vra is te groot nie, en niks is vir hom te moeilik nie. Dan kom ons by Jakobus se laaste woorde, my broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, of my broers, as enigeen van julle afdwaal van die waarheid en iemand hom laat terugdraai, of liewe Christene, sê nou een van julle raak die koers byster en iemand sou hom reghelp, wat dan? Wel, iemand en so 'n persoon weer op die regte pad help hom om nie sy lewe weg te gooi nie. Ek lees onlangs van 2 kinders, 8 en 5 jaar oud, wat verdwaal het in 'n woud, nadat hulle verkeerde voetpaadjie gevolg het.
Meer as 250 mense het gehelp soek na hulle vir 44 uur en hulle uiteindelik gevind, skaars 'n myl vanaf hulle huis, waar hulle onder 'n bos sit. Die dogtertjies vertel dat hulle 'n dier se spore gevolg het toe hulle verdwaal het. Hulle het besluit om net daar te bly. Hulle het oorleef deur die druppels water op die blare te drink. Terwyl hulle daar gesit het en gewag het om gered te word, vertel die oudste wat met hulle gebeur het. My sussie het die hele nag lank gehuil en ek het haar aangesê om lekker gedagtes te dink oor ons familie. Sy het nou en dan in die slaap geraak, maar ek was heeltyd wakker, al 2 nagte. Die soekspan het bestaan uit polisie en militêre personeel. Hulle het soekhonde gebruik en helikopters om die terrein te fynkamp. So het hulle uiteindelik op die 2 kies se voetspore afgekom en hulle gevolg tot by die bos waar hulle gesit het. Na 44 uur is hulle gevind en teruggebring na hulle ouers. Die gevare was oral om hulle. Daar was pumas en bere in daardie woud. Al die mense was bekommerd en gestres, maar toe hulle heelhuids gevind is, was dit 'n groot verligting. Het was maklik om te sien hoe hierdie dogtertjies verdwaal het. Een verkeerde afdraai en hulle was weg. Gelukkig is hulle betyds gevind, anders kon dit in 'n tragedie geëindig het. Dit is net so maklik vir ons om op 'n verkeerde paadjie te beland. Partykeer gebeur dit per ongeluk, en partykeer is dit weens dom besluite wat ons maak, wat ons lei na so 'n gevaarlike plek. Ons dwaal af van die pad, en wie sal dan agter ons aankom, om ons te kom soek? Sal hulle ons ooit betyds kry? Jakobus het oor hierdie vraag gedink terwyl hy sy brief afsluit. Sy brief eindig stomp, sonder enige finale woorde van liefde, kubaais of aanmoedigings. Hy sluit sy brief af met 'n waarskuwing, 'n uitdaging en 'n belofte. Wanneer ons onsself bevind op 'n verkeerde afdraaipaadjie in die lewe, het ons iemand nodig om ons te kom soek. Party van ons het Christen vriende wat weggedwaal het. Gee ons genoeg om vir hulle, om hulle agterna te sit? Jakobus rig sy waarskuwing aan alle Christene, my broers, 'n verwysing aan mede-Christene. Hy gebruik die term 15 keer in sy brief, en elke keer is dit 'n verwysing na die volgelinge van Jesus. Hy sê verder, as enigeen struikel of afdwaal. Dit sluit alle Christene in. Hy mik nie sy woorde teen iemand spesifiek nie, maar sluit almal in, ook vir ons. Hy rig sy waarskuwing aan ons om nie af te dwaal van die waarheid nie. Party mense het gesê dat Jakobus dink aan al die morele en etiese glipsies in 'n gelowige se lewe, nie hulle teologiese swakpunte nie. Maar ek twyfel of mens daardie dinge kan skei van mekaar. Goeie teologie het nog altyd gelei tot 'n goeie lewe. Slegte teologie maak altyd die deur oop na slegte gedrag. Miskien is die sleutel in die woord afdwaal, wat kan beteken om weg te glip of die pad byster te raak. En daardie woorde vertel vir ons iets wat met ons almal kan gebeur, sonder dat ons selfs probeer het. Net soos daardie dogtertjies wat in die woud naby hulle huis verdwaal het. Toe hulle die huis verlaat het, was dit hulle bedoeling om op die voetpaadjie te bly, maar iewers het hulle verkeerde afdraai gevat en op die verkeerde plek geëindig. Ek ken mense wat so weggedryf het van die geloof, maar ek het nog nooit iemand ontmoet wat dit as prins gedoen het nie. Dit is moeilik om jouself so iets voor te stel. Dit is soos iemand wat wakker word en sê, ek dink ek gaan vandag my lewe ruïneer en opmors. Miskien is daar sulke mense, maar dit was nie die mense vir wie Jakobus geskryf het nie. Hy het gedink aan sy broers en susters in die Here wat saam met hom nagmaal gevier het. Maar iets het gebeur, en toe is hulle skoonveld. Nie net is hulle nie in die kerk nie, maar hulle is in niemand se kerk nie. Hulle het afgedwaal uit die pad van Christelike gemeenskap en omgee. Dit kan met enigeen van ons gebeur. Partykeer dwaal mense af omdat hulle teleurgesteld is met God. En dikwels is die grootste struikelblok vir geloof die lewe self. Mense gee op met God, omdat hulle voel dat hy hulle gewond het, hulle seer gemaak het, en dus kan hulle hom nie langer vertrou nie. Toe jy gebid het vir jou huwelik om gered te word, het jy gesien hoe jou wederhelft jou verlaat het vir iemand anders. En dit het gemaak dat jy alles wat jy geglo het in die twyfel begin trek het. Dieselfde ding kan gebeur as 'n kind doodgaan of verdwyn, of as jy valse aanklagte teen jou beleef, of as jy alles verloor wat jy gehad het. Omdat die lewe hard en swaar kan wees, moet ons nie verbaas wees as party mense nie 'n gelukkige gesiggie kan opsit
en saam met ons kerk toe wil gaan op 'n naweek nie. Hierdie dinge gebeur. En partykeer gebeur dit selfs met goeie Christene. Galasiërs 6 skets nog 'n scenario van iemand wat uitgevang word terwyl hy verkeerd doen. Die woord wat daar vir gevang gebruik word, is wanneer 'n voël of 'n dier in 'n struik gevang word. Dit beskryf 'n gelowige wat skielik oorkom is deur versoeking. Petrus is so 'n voorbeeld. Hy het gespog dat hy nooit die Here sou verlaat nie. En tog was dit juis hy wat 3 maal ontken het dat hy die Here ken. Dis omtrent soos 'n gelowige wat vasgevang is in 'n slaguister van sonde. Hy sit vas en het geen kans om daaruit te ontsnap nie. Wat sal jy doen as jy hoor hoe jou broer roep om hulp? Sal jy wegloop met die woorde, moenie jou probleem myne maak nie? Of sal jy probeer help? Ons almal maak dom besluite in ons lewens wat ons lewens ruïneer. Dit vat nie veel nie. Net een foonoproep, net een e-mail, net een gevoellose aanmerking, een roekelose daad, een ondeurdagte daad, een dom fout, een woedende reaksie. Ons was al almal daar. Ons het iets gesê, iets gedoen of iewers gegaan waar ons nie moes gewees het nie. Of ons het vies geantwoord op 'n e-mail of teks wat ons eintlik moes geïgnoreer het. Of ons het in 'n geveg beland met iemand wat beter veg as ons. Moenie dink dat hierdie vers nie van toepassing is op jou nie. Ons grootste fout is om 'n teks te lees en te dink, ek weet wie Jakobus hier 'n gedagte het. Voor jy egter 'n vinger in iemand anders se rigting wys, kyk maar eers in die spieël. Hy mag dalk met jou praat. Hoe reageer ons wanneer ons sien hoe 'n broer of suster wegdwaal vanaf die waarheid? Is ons bly? Spot ons met hulle? Sien ons onsself as daarom so 'n stapie beter? Of gee ons genoeg om betrokke te raak? Miskien is die eindelike gevaar dat ons so besig is dat ons nie eens agterkom as ons broer of suster wegdwaal nie. Eendag kyk ons agtertoe en hulle is nêrens te sien nie. En wat het gebeur? Niemand lyk of hulle weet nie. Ons trek maar ons skouers op en gaan aan met die lewe. Maar Jakobus het iets anders in gedagte. Hy praat van iemand wat sy broer sien afdwaal en hom dan terugbring daar in vers 19. Die persoon kan nie ontsnap van sy dilemma op sy eie nie en het eksterne hulp nodig. Die frase terugbring kan ook vertaal word met bekeer. Dit bevat die idee om iemand te sien wat op 'n donker nag roekeloos jaag op pad na hulle eie ondergang, want hulle weet nie dat die brug daarvoor het weggespoel nie. Binne die kar is die mense besig om te lag en te skerts en musiek te speel, onbewus daarvan dat hulle spoedig dood sou wees. Maar jy weet, so stel jy 'n padblokkade op, jy flits jou ligte, jy staan in die pad so dat hulle nie anders kan as om te stop nie. Jy skree en waai jou arms, jy doen dit omdat jy die enigste een is wat staan tussen hulle en hulle ondergang. Sal hulle stop? Niemand weet nie. Miskien sien hulle jou nie eens raak nie. Of miskien dink hulle dis een of ander swaap wat daar in donker staan en arms waai, terwyl hulle verbyjaag. Maar as jy hulle so ver kan kry om te stop en te luister, kan jy miskien vir hulle oortuig om te draai. As jy dit sou doen, het jy hulle gered van 'n gewisse dood. Wie is gekwalifiseerd om so iets te doen? Jakobus gebruik 2 algemene terme wanneer hy mense beskryf wat afdwaal en hulle wat sulke mense terugbring. Hy sê, as enigeen afdwaal en iemand bring hulle terug. Dit kan as enigeen wees wat afdwaal en enigiemand wat die verlorenes kan terugbring. Hy beperk dit nie net tot die dominee of die ouderlinge nie. Die bediening van redding behoort aan die hele liggaam van Christus. Daar is party mense wat die dominee nooit kan bereik nie, maar jy kan. Die ouderlinge kan nie almal red nie. Nee, dis 'n taak vir elke gelowige. As jy behoort aan Jesus, is jy deel van God se reddingsspan. Ons gaan na hulle toe omdat hulle verlore geraak het deur die verkeerde afdraaipaadjie te volg. Hulle sal nie die pad terugkry op hulle eie nie. Het jy al ooit probeer om iemand vir wie jy lief is te stop, om iets baie onnosels aan te vang? Dit mag dalk 'n dom keuse gewees het of 'n verkeerde besigheidsbesluit, of het kon 'n verhouding gewees het wat baie sleg vir hulle sou uitwerk. Miskien het jy 'n vriend geken wat begin het om ontrou te raak aan sy huwelik, of dalk ken jy iemand wat wil skei vir een of ander belaglike rede. Of jy het gesien hoe iemand al dieper insink in alkohol en dwelmmisbruik. Of jy het besef hulle woede is nou totaal buite beheer. En wat dit ook al was, jy het probeer om in te gryp en hulle te help om die lig te sien. Jy wou hulle daarvan weerhou om verskriklike verkeerde foute te maak.
Om dinge erger te maak, jy kon sien waar dit sou eindig, maar hulle het nie. Ongeag hoe jy ook al gepraat en gepleit het, en geredeneer het en geskree het en arms geswaai het, hulle het dit net geïgnoreer en voortgevoeter, deur hulle self in 'n hoek vas te verf. Ons almal was al daar. Los my uit, verdwyn uit my lewe uit. Maar ek wil jou net probeer help. As jy my wil help, los my dan alleen. Maar ek is jou vriend. Jy is geen vriend van my deur so op te tree nie. Wat doen jy as mense vir wie jy lief is jou advies verwerp of kwaad raak as jy met hulle praat daaroor? As jy niks sou sê nie, sou dinge net erger word. Maar as jy iets sou sê, raak dinge erger in elk geval. In so 'n geval voel dit maklik om mense af te skryf en te sê, "Oké, kry dan vir jou. Gaan aan, stamp jou kop, spring van die kraas af, sien of ek gaan omgee. Ek het jou mos gewaarsku. Ek hoop jy slaan die bodem so hard dat dit tot jou sinne sal ruk. Dan stamp jy die stof van jou voete af en beweeg weg van hulle. Het dit al met jou gebeur? Dit is nie maklik om te doen wat Jakobus ons vra om te doen nie. Hy gee nie voor dat ons pogings altyd op sukses sal uitloop nie. Nie almal sal lief wees vir ons of bly wees as ons hulle probeer terugbring na die waarheid toe nie. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Die vraag is, gee ons genoeg om betrokke te raak? Toe Jesus met Petrus gepraat het daar in die boekkamer, het hy voorspel dat hy sou val en weer herstel sou word. Jesus draai toe na Simon Petrus toe. Simon, my liewe Simon, as jy net weet hoe hard die duiwel probeer om julle uit my hand uit te ruk. Maar moenie bekommerd wees nie, ek het spesifiek vir jou gebid. Ek het God gevra om te sorg dat jy nooit sal ophou glo nie. Nou is jou geloof maar swak, maar een van die dae sal dit anders wees, glo my. Wanneer daardie dag aanbreek, moet jy asseblief omsien na al die ander gelowiges. Bemoedig hulle dan en sorg dat hulle geloof ook sterk is. Hy sê as ware vir Petrus, wanneer jy weer tot jou sinne gekom het, of wanneer jy tot bekering gekom het, bemoedig die gelowiges. Ware gelowiges kan ook afdwaal van die Here. En wanneer hulle dit doen, moet hulle teruggedraai word na die Here, as ware bekeer word. Daar moet 'n omkeer wees op die roete. Jakobus 5 vers 20. Dan moet hy weet dat wie 'n sondaar van sy dwaalweg laat terugdraai, sy siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek. Weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring hom uit die dood red en maak dit 'n menigte sondes vergewe word. As hy hom nie gehelp het nie, sou daardie persoon totaal van God af weggedwaal het en sonder God gesterf het. Hy sal daardie persoon help om weg te draai van al die verkeerde dinge wat hy gedoen het, asof dit nooit deel van sy lewe was nie. Hierdie verse bevat baie goeie nuus. Jakobus wil hê ons moet weet dat deur God se genade ons 'n sondaar kan laat omdraai in sy spore. Ons kan ons broers en susters help om in die regte verhouding met God te kom. En ons kan hulle terugbring na die Here wanneer hulle afgedwaal het. Wanneer ons 'n gelowige terugbring na die Here, red ons hulle van die dood. Die woord dood wat Jakobus gebruik beteken letterlik fisiese dood, maar daar staan ook vir al die lelike gevolge van volharding in sonde. In Romeine staan daar die loon van die sonde is die dood, dis altyd waar. Maar deur iemand terug te bring na die Here, red ons hulle van 'n vroeë begrafnis. Soos 'n lighuis keer ons dat hulle lewe op die rotse beland. 'n menigte sondes word bedek, dis die beste nuus van alles. Die prentjie dat ons sondes toegekrap sal word, bedek sal word, het vir die Joodse lesers die prentjie van die dag van versoening na vore geroep, wat hulle goed verstaan het. Om te versoen beteken om dinge so toe te maak, dat die sondes vir altyd onsigbaar is. Waar sonde onsigbaar is alles skuld weg. Dalk het jy ook al met iemand gesels wat gedink het dat hulle sonde so erg was, dat God het nooit sou kon vergewe nie. Op daardie oomblik wanneer skuld ons oorweldig, moet ons besluit wat ons glo omtrent Jesus en sy dood aan die kruis. Toe hy uitgeroep het, dit is volbring, dit is klaar, het hy bedoel, sy bloed was genoeg om al jou sondes te bedek. Wanneer ons praat met ons vriende wat afgedwaal het, kan ons vir hulle hierdie belofte maak. As jy sou terugkom, sal alles vergewe word, al jou sondes sal bedek word deur die bloed van Jesus en jy sal volledig herstel word. Toe daar die dogtertjies in die woud verdwaal het en vir 44 uur onder 'n bos gesit het, het hulle reddingsspan geen waarborge gehad dat hulle ooit gevind sou word nie.
Hulle het in alle rigtings gesoek, elke leidraad opgevolg, nooit opgegee nie. Almal van hulle het egter dieselfde doel in gedagte gehad. Ons moet daardie dogtertjies vind en hulle lewendig terugbring. Hulle het nie geweet in watter kondisie hulle sou wees as hulle wel vir hulle sou vind nie. Die storie kon maklik 'n ander einde gehad het. Maar daardie honderde mense wat gesoek het, het nie opgehou nie. Hulle het geglo dat dit die tyd en geld en moeite werd was. Op die eind was dit hulle beloning, toe die dogtertjies lewendig gevind is. Wat daardie reddingsspan vir die dogtertjies gedoen het, moet ons vir mekaar doen. Ons moenie sê dit maak nie saak nie, of iemand anders kan dit doen nie, of hulle verdien wat hulle gaan kry nie. As ons broers en susters liefhet wat besig is om af te dwaal, moet ons agter hulle aangaan in die naam van die Here. Daar is geen waarborge oor hoe hulle gaan reageer nie. Maar as ons nie gaan nie, hoe sal hulle ooit weer hulle pad terugvind? Keer op keer kom ons op by die plek waar ons moet besluit of ons persoonlik gaan betrokke raak of nie. Jesus het groter liefde het niemand as dat hy sy lewe vir sy vriende aflê nie. En dis wat Jesus gedoen het aan die kruis. Hy het die prys vir ons sondes betaal, die dood wat ons verdien het hy gedra. Hy het die woede van God weggedraai van ons af en ons vrygemaak deur vir ons die ewige lewe te gee. Daar is geen groter liefde as dit nie. As Jesus die hemel verlaat het om vir ons te kom red, kan ons dit dalk oorweeg om ons gemaksone te verlaat en agter hulle aan te gaan wat die pad byster geraak het. Here vergewe vir ons houding van traagmenieagtigheid as ons sien hoe seer mense elke dag kry. Maak ons mense wat bereid is om hulle laste te help dra, deur nie skaam te wees om betrokke te raak nie. Help ons om uit te reik na hulle wat die pad byster geraak het, sodat hulle weer herstel kan word in die regte verhouding met U. Amen.